Hoofstuk 2. So is die skepping van die hemel en aarde en alles wat daarin is, voltooi. Op die 7de dag was God klaar met alles wat hy gemaak het. En hy het ook op die 7de dag na al sy werk gerus. God het ook die 7de dag geseën. Hy het bepaal dat dit afgesonder moet word van al die ander dae, omdat hy op daardie dag gerus het, nadat hy sy skeppingswerk gedoen het. Dit is dan die geskiedenis van die skepping van hemel en aarde. Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike of groen gras op die aarde nie, want die Here God het dit nog nie laat reën nie. Daar was nog nie 'n mens wat die grond kon bewerk nie, maar water het uit die aarde geborrel, en so is die grond nat gemaak. Toe vorm die Here God 'n menslike liggaam uit die stof van die aarde. Nadat hy die asem van die lewe daarin geblaas het, het dit 'n lewende wese, die mens geword. Daarna het die Here God 'n tuin in Eden in die ooste geplant. Hy het die mens wat hy geskape het daarin laat woon. Die Here God het ook verskillende soorte bome uit die grond laat opkom. Dit was mooi bome met heerlike vrugte. Die boom van die lewe het hy in die middel van die tuin geplant. En ook die boom van kennis en kwaad, van wat reg en verkeerd is. 'n rivier wat in Eden ontspring het water na die tuin gebring, en daar was 4 strome verdeel. Die een, die Pison, loop om die hele land Kavila. Dit is die plek wat ryk is aan goud. Die goud is van hoogstaande gehalte, en daar was ook balsam en onyx. Die tweede, die Gihon, vloei om die hele land kus. Die derde een, die Tigris, loop oos van Assirië verby. Die 4de is die Eufraat. Die Here God het die mens in die tuin van Eden aangestel om dit te bewerk en te versorg. Maar die Here God het hom gewaarsku: jy is vry om van enige boom in die tuin te eet, maar van die boom van kennis van reg en verkeerd mag jy nie eet nie. As jy daarvan eet, sal jy beslis sterf.